Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Aanskou nou dat dit ek is, en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood, en ek maak lewend. Ek het verbrysel, en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand red nie. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre, en ons gaan gesang 152 saam sing. Dit is 'n Kerslied, maar ons hoef daarom nie altyd die Kersliedere net rondom Kersfees te sing nie. Die boodskap wat daarin opgeteken is tog tydloos, en daarom kan ons dit ook by ander geleenthede sing, soos wat dit die boodskap dien. Ons sing gesang 152, kom alle getroues, en ons gaan al 4 die verse daarvan saam sing, spesifiek hierdie woorde in vers 3, kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens, en oorwin die dood. Al 4 die verse, ons gaan dit ook vanmôre met beurtsang doen, so die eerste vers gaan ons almal saam sing, die tweede vers die susters, die derde vers die broeders, en die vierde vers weer almal saam. So lekker maklik, 1 en 4 almal saam, vers 2 die susters, vers 3 die broeders. Kom ons staan en sing ons dit hartlik. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Lof daar die kindjie, tot ons heil gebore, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer. Kom lof sing die
Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld voor die Here bely deur Psalm 38 saam te sing. Ons gaan vers 1, vers 5 en vers 17 saam sing. Ons gaan dit op die tweede melodie doen, maar Rassie sê vir my dat die woorde wat hy gaan opgooi en die note is die eerste melodie se note, so ek moet nou nie na daai note kyk nie, luister maar na die orgel. Fransie sal die regte melodie speel. Ons sing vers 1, vers 5 en vers 17 as skuldbelydenis vanmôre en ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Geliefdes, 'n belangrike deel van ons aanbidding en van ons erediens is natuurlik die verootmoedigingsgedeelte. En met Pinkster het ons 'n bietjie stil gestaan by die betekenis en die belangrikheid van verootmoediging. Nou, verootmoediging gaan daaroor dat 'n mens baie mooi moet nadink oor wie jy is en ook wie God is. En oor jou verhouding met God en oor hoe 'n verhouding met God moontlik is. En uiteindelik kom ons tot die slotsom wanneer ons in hierdie gedeelte van die erediens oor ons eie swakhede nadink dat 'n verhouding met God net moontlik is deur Jesus Christus. En daarom bely ons ook ons sondes elke Sondag opnuut. Nie omdat dit nog nie vergewe is nie, maar omdat ons net opnuut daardeur vasgryp aan Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik maak om gemeenskap met God te hê. En daarom is ons skuldbelydenis in 'n sekere sin ook deel van die verwondering wat ons het vir die Here. Want ons is verwonder daaroor dat 'n heilige God bemoeienis maak met sondaar mense soos ons. Ons gaan vanmôre na die wet van die Here luister, soos wat dit in Matteus 22 saamgevat word, en ek dink daarin kom die hele gedagte van om in verwondering te staan voor die Here, ook baie mooi na vore, wanneer die Here Jesus vir ons verduidelik wat dit beteken om God werklik lief te hê. Van vers 34 af, Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Geliefdes, dalk vind u hierdie deel van die erediens, hierdie verootmoedigingsdeel, 'n bietjie vervelig. Dalk voel u, ons moet net verby dit kom, die dominee moet nou net klaar kry, en baie keer dan mense die dominee lees die samevatting van die wet, dat ons net die korter deel van die wet kan hoor, vinnig hierby kan verbykom, dat ons by die preek kan uitkom, want ons wil daarom 'n bietjie geïnspireer word vir die week wat voorlê. Tog is hierdie verootmoedigingsgedeelte van die erediens kern belangrik. Want wie nie sy sonde besef en dit bely nie, sal nie weet hoe nodig hy 'n verlosser het nie. Dit het die Here Jesus self gesê. Hy wat nie eers weet hoe siek hy is nie, sal nie weet dat hy die dokter nodig het nie. En wie nie sy sonde erken nie, sal nie weet wat sy grootste nood is nie. En hy sal die heeltyd net altyd soek na 'n bietjie inspirasie. Inspirerende woorde. Dit sal sy motivering wees om kerk toe te kom, om te kom hoor, wat kan ek vat wat my krag en moed gaan gee vir hierdie week wat voor lê. Maar sonder die vryspraak van die Here self beteken die mees inspirerende woorde vir jou niks nie, want watter aanspraak het jy op daardie inspirasie as jy nie in 'n verhouding staan met die God wat inspireer nie, met die God wat stuur nie. En daarom is dit so wonderlik om getroos te word met die sekerheid dat Jesus Christus die mag het om ons sondes te vergewe. Ons gaan vanmôre in die prediking ook daarby stil staan. Hy is immers baie meer as iemand wat net wonderwerke doen. Hy is die versoening vir ons sondes, sodat hy oor elkeen van ons se sondes kan spreek en kan sê, seun, dogter, jou sondes is jou vergewe. Wie Jesus Christus egter net as 'n wonderwerker beskou, 'n inspirerende persoon uit wie se karakter uit ons 'n goeie voorbeeld kry wat ons graag wil navolg, so iemand sal uiteindelik beskaamd staan wanneer sy sonde en sy ellende voor die regterstoel van God ontbloot word. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God wat ons vryspreek van ons sondes, en ons gaan dit vanmôre saam met mekaar doen deur die sing van Gesang 82 wat 'n beruiming is van die 12 artikels. Gesang 82, ons sing daarvan vers 1 tot 3 staande as geloofsbelijdenis. Amen.
Geliefdes, na die skriflesing vanmôre gaan ons saam met mekaar bid, deur die Onse Vader saam te sing. So direk na die skriflesing kan jy almal staan vir die gesamentlike gebed uit Gesang 95, die Onse Vader. Ons skriflesing vanoggend is Matteus 9. Ons gaan die eerste 8 verse van Matteus 9 saam lees. Matteus 9, ons lees vanaf die eerste vers. En nadat hy in die skuit geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê, na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed. Jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê: hierdie man praat God lasterlik. En toe Jesus merk dat wat hulle gedagtes was, sê hy: waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man: staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so 'n mag aan die mense gegee het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n predikant word 'n mens dikwels met
baie moeilike situasies gekonfronteer. En ek dink predikante sal seker nou verskillende situasies kan noem wat vir hulle in die besonder moeilik is om te hanteer, maar daar is een wat ek dink ons redelik eensstemmig met mekaar oor is. En dit is wanneer iemand baie ernstig siek in die hospitaal lê. So ongeveer 2 maande gelede het ons so 'n situasie beleef toe 'n dierbare oom wat ons baie jare al ken in die hospitaal opgeneem is en 'n baie groot operasie moes ondergaan. En ek het hom gaan besoek voor die tyd en ons het geweet dit is 'n baie ingrypende operasie. En niemand van ons het regtig geweet wat die uitkoms vir die operasie sou wees nie. En met sulke hoë risiko operasies is dit altyd moeilik vir 'n predikant, want wat sê jy? Wat is die boodskap wat jy bring vir so iemand? Aan die een kant wil jy graag vir so iemand hoop gee, want ons God is 'n God van wonderwerke. Hy is in staat om enige iemand uit enige situasie te red en genesing te skenk. Maar aan die ander kant wil jy ook nie onrealisties wees oor dit wat vir hom voorlê nie. En weens die aard van die operasie weet 'n mens natuurlik ook dat daar baie keer, menslik gesproke, 'n groot kans is dat dinge nie gaan verloop soos wat jy gehoop het nie. En daarom weet jy dat jy tog maar die geleentheid moet gebruik. Al is daar 'n redelike kans vir sukses, dat jy tog maar die geleentheid moet gebruik om met so 'n persoon oor die dood te praat en seker te maak so iemand is gereed om te gaan. Dit voel egter altyd so 'n bietjie klein gelowig om dit te doen. Want glo ons dan nie dat God wonderwerke kan doen nie? En as jy dit glo, dominee, waarom wil jy nou met my oor die dood praat? Gaan die persoon nie dalk die idee kry dat ons eintlik maar die ergste verwag, ons wil dit net nie vir hom sê nie, nou praat ons met hom oor die dood nie? En dit is alles vrae wat deur die dominee se kop maal wanneer jy daar langs 'n siekbed staan, wanneer jy moet besluit of jy hierdie gesprek moet aanknoop en of jy hom nie moet aanknoop nie. Maar in sulke oomblikke help die Here natuurlik nie net die pasiënte nie. Hy help ook die dominees. Die oom wie ek besoek het en met wie ek bietjie gaan gesels het voor die operasie, het dit vir my eintlik maklik gemaak, want terwyl ek nou nog worstel met hierdie ding en hoe gaan ek nou die saak aanpak, toe het hy my hand so gevat, toe sê hy, dominee, ek wil net vir jou sê, ek is reg. Jy moet nie bekommerd wees nie, ek is reg. As ek moet gaan, dan moet ek gaan. Nou, daardie vrymoedigheid maak dit dan nou vir 'n mens baie makliker. Maar nou kan 'n mens 'n baie sinvolle, en ons kon ook 'n baie sinvolle gesprek verder gehad het oor die dood en oor 'n baie ernstige saak. Die vraag is egter, broers en susters, wat maak dat iemand met soveel vrymoedigheid kan sê, ek is reg om te gaan? Wat sou jy graag wil hê, moet die dominee met jou bespreek wanneer jy dalk so siek in die hospitaal lê? As jy eendag in 'n soortgelyke situasie is, wat sal jou reaksie wees? Die antwoord lê natuurlik in hoe ons God sien. Daardie oom het God liefgehad en hy was baie oortuig daarvan dat die Here hom met al sy swakhede ook liefgehad het. Maar hy het iets dieper verstaan van God. Hy het verstaan dat God se liefde nie net gemeet word aan aardse voorspoed of aan iets soos gesondheid of God se voorsiening onder moeilike omstandighede in hierdie lewe nie. Hy het geglo dat Jesus Christus meer is as 'n wonderwerker wat dinge net in hierdie lewe vir ons makliker moet maak. Hy het in Jesus geglo as die een wat mag het om nie net in hierdie lewe te voorsien nie,
maar wat ook mag het om die lewe na die dood te ontsluit. Geliefdes, die evangelieskrywers, soos Matteus, uit wie se beskrywing ons vanmôre gelees het, sal u nou al agtergekom het as u die evangeliebeskrywings lees, werk oor die algemeen met dieselfde stof, want hulle beskryf almal die lewe en die bediening van die Here Jesus hier op aarde. En tog is dit opvallend, wanneer 'n mens deur die evangeliebeskrywings lees, dat nie almal van hulle sin presies dieselfde is nie. Selfs al beskryf hulle dieselfde gebeurtenis, beskryf hulle dit nie noodwendig 100% dieselfde nie. Daar's heel wat verskille in die manier waarop hulle die stof aanbied. Hulle het ook nie altyd presies dieselfde inligting in hulle evangeliebeskrywings nie, en wat ook verder opvallend is, hulle rangskik nie altyd die stof op dieselfde manier nie. Party sal sekere gebeurtenisse bietjie vroeër in hulle beskrywing sit, anders sal dit bietjie later, so dit is nie noodwendige kronologiese weergawe van die Here Jesus se bediening op aarde nie, en die rede daarvoor gaan daaroor dat die evangelieskrywers altyd met 'n spesifieke doel hulle beskrywing van die evangelie neergeskryf het. En hulle doel word bepaal deur die mense vir wie hulle skryf, wat eerste hulle beskrywing sou lees en sou hoor. Nou, as 'n mens vandag nog geskiedenis opskryf, dan doen jy dit ook op dieselfde manier. As iemand byvoorbeeld 'n boek wil skryf oor die vrouens en die kinders se lyding in die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog, dan gaan so 'n boek nie 'n volledige beskrywing bevat van al die veldslae en al die redes wat aanleiding gegee het tot die oorlog nie, en hoe die oorlog uitgebreek het in die verskillende skermutselings en al die uitdagings wat die boere in die veld gehad het en die verskroeide aardebeleid sal dalk 'n bietjie aan die orde kom, want dit sal dalk 'n inleiding wees, maar jy gaan baie selektief met die inligting omgaan. Jy gaan daardie dele uit die geskiedenis uitgebruik wat nodig is om jou doel te bereik. Jou doel is, jy wil vertel van die lyding van die kinders en die vrouens in die konsentrasiekampe. So, jy beperk jouself tot daardie deel van die geskiedenis. En daarom sal iemand soos Johannes in sy evangelie byvoorbeeld skryf, dat daar nog baie ander dinge is wat die Here Jesus gedoen het, maar dit is soveel dat as dit moes neergeskryf word, sou die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie. Nou, dit is maar 'n bietjie van 'n oordrywing, maar om te sê, dit is regtig baie wat die Here Jesus nog gedoen het, maar hy sê byvoorbeeld sy doel is, ek skryf hierdie dinge sodat julle kan glo dat Jesus die Seun van God is. Maar so het Matteus natuurlik ook sy doel gehad, en Matteus skryf vir 'n Joodse gehoor. Nou, wat was vir Jode belangrik? Wat sal jy nou dink, sal iemand wat nou vir hulle die evangelie wil neerskryf, wat sal sy doel wees? Sy doel was om hulle te oortuig dat Jesus die Messias is wat hulle verwag het. Die een waarvan die Ou Testament getuig. Want hulle verwag hom. Hulle dink sy geboorte en sy koms kan enige tyd wees, en nou is hy al hier tussen hulle. En van die begin van Matteus se beskrywing van die evangelie af, kan jy sien hoe sterk hy by die Ou Testament aansluit. Hy is eintlik baie fyn, en ek wonder of u dit al raak gelees het, hoe hy 'n parallel trek tussen Moses en Jesus. Moses, wat die volk, die groot profeet van die Ou Testament was, wat die volk uit die slawerny van Egipte gelei het na die beloofde land toe. En Christus, die groter profeet, wat sy volk uit sondeslawerny sou verlos, sodat hulle in die eintlike beloofde land inkom. Kom ons kyk net na 'n paar dinge wat hy doen. Tydens Moses se geboorte lees ons van die groot kindermoord wat daar in Egipte was. Dit het natuurlik Moses se lewe as toekomstige verlosser van die volk Israel bedreig. Hy is uiteindelik gevind deur die prinses, die Egiptiese prinses op die Nylrivier, en hy is by haar in die paleis ingeneem, en hy het in die paleis groot geword, sodat ook hy eintlik uit Egipte uitgeroep is om sy volk te kom uitlei. Hy is saam met die volk uit Egipte geroep om na die beloofde land toe te gaan. Wat gebeur met die Here Jesus se geboorte? Kort na sy geboorte is daar ook 'n kindermoord. Herodes,
wat bevel gee dat al die kindertjies doodgemaak moet word, omdat hy bedreig gevoel het deur die koning van die Jode. Waarheen vlug die Here Jesus met hom? Na Egipte. Hulle gaan skuil in Egipte. Daar was baie ander plekke nader as Egipte waarin hulle kon skuil, maar hulle gaan spesifiek na Egipte toe, sodat die profeseë aangaande die Messias vervul kan word. En wanneer hulle dan terugkeer, dan word dit ook bevestig dat Jesus geroep is uit Egipte om sy volk te kom verlos. Moses en die volk is vir 40 jaar lank in die woestyn, en die Here Jesus, kort voordat hy met sy bediening begin, bring 40 dae in die wildernis deur, waar hy deur die duiwel versoek is. En een van die sake wat Matteus neerskryf oor die Here Jesus se openbare bediening is natuurlik die bergpredikasie. So, ons is net 'n paar hoofstukke voor dit wat ons nou gelees het, kry ons van hoofstuk 5 tot 7 die bergpredikasie. Nou daar is ook 'n ooreenkoms. Wat doen Moses? Moses kom by die berg Sinaï, hy gaan teen die berg op om te hoor wat is die wil van die Here en om die wet van die Here te ontvang, sodat hy die wet en die wil van God aan die mense kan bekend maak. Die Here Jesus gaan ook teen 'n berg op en hy preek. Waaroor preek hy? Hy preek oor die wet. Moses gaan vra na die wet van die Here en hy kom maak dit bekend. Die Here Jesus verduidelik die wet van die Here en die betekenis daarvan. Hy verklaar dit. Maar wat Matteus dan nou, jy kan nou reeds al agterkom dat Matteus nie net 'n parallel trek nie. Matteus rangskik ook sy stof so dat sy gehoor moet agterkom, maar Jesus is eintlik groter as Moses. En daarom teken hy ook 'n hele klompie dinge aan in die hoofstukke net voor hoofstuk 9 en dan ook hier in hoofstuk 9 wat ons nou saam gelees het, lees ons van 'n klomp wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het. Hy genees siekes, hy maak die storm stil, hy dryf bose geeste uit. En ons kan hierdie dinge alles die Here Jesus se sigbare magsopenbaring noem. Die Here Jesus is besig om daar waar almal dit kan sien, ten aanskoue van almal, te bewys dat hy die Messias is. Hy is die een wat mag het oor siekte en dood, hy het mag oor die natuur, hy het mag oor die bose. Hy is groter as Moses. Nou geliefdes, dit is gewoonlik hierdie groot mag en spesifiek hierdie bonatuurlike vermoëns van die Here Jesus, wat mense na hom toe aantrek. Sy vermoë om die onmoontlike te doen, om daardie dinge te doen wat ons sien, maar ons self kan nie iets daaraan doen nie. Almal soek so iemand in hulle lewens. Het sal baie oneerlik wees as ons sê, ons soek nie so iemand in ons lewens nie. Ons soek iemand wat ons kan gesond maak as ons siek is. Ons soek iemand wat die dooies kan opwek. Ons soek iemand wat die storms kan stilmaak. Ons soek 'n wonderwerker. Ons soek iemand wat hierdie lewe vir ons makliker kan maak en ons probleme, daardie dinge waaroor ons nie beheer het nie en waaraan ons niks kan doen nie, wat daardie deel van ons lewens vir ons kan uitsorteer. En tog, broers en susters, is die Here Jesus baie meer as 'n wonderwerker. Matteus wil ons vanoggend herinner dat sy magsopenbaring nie net sigbaar en skouspelagtig was nie. In hoofstuk 9 beskryf hy vir ons die onsigbare kant van Jesus se magsopenbaring. Dit wat selfs meer indrukwekkend was as al die wonderwerke wat hy gedoen het en wat almal kon sien. In die ander evangelieskrywers se weergawe van hierdie gedeelte lees ons dat die lamman se vriende hom deur die dak voor die Here Jesus laat neersak het. En hier was natuurlik nou nog 'n geleentheid vir die Here om eintlik op 'n baie sigbare manier sy mag en sy heerskappy en sy vermoëns tentoon te stel, nie waar nie? Want hier is 'n man
wat verlam is, hy kan nie loop nie. Watter beter geleentheid om te wys wat in jou steek. Maar die Here Jesus kies om nie dadelik die man gesond te maak nie. Sy eerste woorde aan die verlamde man is nie, staan op en loop nie, maar, seun, jou sondes is jou vergewe. Hierdie man se vriende bring hom, want hulle dink dit is sy grootste behoefte in die lewe, om te loop. Hulle bring hom omdat hulle glo Jesus kan hom genees, want hulle het nou sy ander wonderwerke gesien. En hulle glo hy kan ook hierdie saak uitsorteer. Maar die Here Jesus weet dat daar 'n dieper nood onder elkeen van ons se aardse nood lê, en dit is sonde en skuld voor God. En daarom is sy eerste woorde nie staan op en loop nie, maar seun, jou sondes is jou vergewe. Hy spreek nie eers die liggaam aan nie, maar eers die gewete. Want in daardie tyd het hulle ook nog geglo dat as jy 'n gebrek gehad het, dan moes jy een of ander sonde in jou lewe gedoen het. Die Here Jesus spreek hierdie man egter vry. Hy bevestig nie daarmee dat sonde die oorsaak van sy gebrek was nie, maar hy weet ook waarmee hierdie man worstel as gevolg van die siening van sy tyd, want almal sê, jy moes iets verkeerd gedoen het. Hy weet nie wat dit is dalk nie. Maar die Here kom en hy kom vat daardie gewetenswroging van hom weg, sê dis jou grootste behoefte, dat jou sondes vergewe moet word. Ja, broers en susters, ons dink baie keer, ons grootste probleem in die lewe is, dat ons nie kan loop nie. Of dat ons nie genoeg geld het nie. Dat ons nie al die rekeninge kan betaal het nie, dat ons so baie skuld het. Of dat ons so siek is. Of dat ons ongelukkig getroud is. Of ons kinders wat so opstandig is. Maar die Here Jesus herinner ons in hierdie gedeelte aan ons grootste probleem. Die sonde. En dink daaraan. As dit nie vir sonde was nie, dan sou nie een van hierdie ander dinge wat jy gedink het jou grootste probleem is 'n probleem gewees het nie. As dit nie vir sonde was nie, sal daar nie siekte gewees het nie. Sou nie armoede gewees het nie. Sou nie spanning gewees het nie. Oneenigheid gewees het nie. Die Here Jesus se optrede in hierdie gedeelte het egter nie die skrifgeleerdes wat daar teenwoordig was aangestaan nie. Hulle was 'n bietjie in die gesig gevat en hulle was opstandig oor wat gebeur het, want wie is hierdie man om dit te sê? En dit is vir ons nou maklik om te lees en te dink, maar hoe kan hulle so redeneer? Sien hulle nie wat die Here Jesus doen nie? Broers en susters, ons moet mooi dink voordat ons die skrifgeleerdes se optrede sal veroordeel, want vra jouself mooi af, waar sou jy gestaan het? Hulle was nie verkeerd om kwaad te raak hieroor nie. Want hulle was ook reg daaroor om te sê, net God kan sondes vergewe. En dit bring ons by die eintlike saak waarmee hulle gekonfronteer is in hierdie gedeelte. Hulle was voor 'n keuse. Hulle moes of aanvaar aan die een kant dat Jesus God is, wat sondes kan vergewe, of hulle die ander opsie was, hy moes 'n indringer wees. Hy moes iemand wees wat net voorgegee het om iets te wees, of iemand te wees wat hy nie werklik is nie. Nou maak hy hierdie uitsprake wat geen mens mag maak nie, want net God kan dit maak. Interessant genoeg, net so kantaantekening hier, is dit hierdie keuse waarvoor ouens soos die Israelvisie ook gestel word, of mense wat nie die goddelike natuur van Jesus erken nie.
Want dit lei tot die vraag, het hy mag om sondes te vergewe of nie? Nou, die skrifgeleerdes se optrede en reaksie wys vir ons dat hulle Jesus nie regtig as God gesien het nie. Hulle sou dalk nog toegegee dat hy 'n indrukwekkende rabbi is, wat baie goeie preke kan lewer, wat die skrif baie goed kan verklaar. Hulle sou selfs so ver gegaan het om te sê, maar hy is 'n besonderse persoon aan wie die Here wonderlike gawes gegee het, sodat hy sekere wonders sou kon doen. Dink aan Moses het ook sekere dinge gedoen, omdat die Here sekere gawes aan hom gegee het, wat gewone mense nie kon gedoen het nie. Maar hulle was nie bereid om ver genoeg te gaan om te sê, hy is God self nie. En die Here Jesus weet in hierdie gedeelte hoe hulle dink. Ons kom dit agter soos wat ons lees. Hy ontbloot hulle gedagtes as hy in vers 5 vra, wat is makliker? Om te sê jou sondes is vergewe of om te sê staan op en loop? Wat een van die twee is makliker? Want sien, dis hoe die skrifgeleerdes geredeneer het. Hulle is kwaad vir die Here Jesus want hulle voel hy gee voor om God te wees wat mense se sondes kan vergewe, maar niemand kan dit toets nie. Om vir iemand te sê jou sondes is vergewe, dis die maklikste ding in die wêreld om te doen. Want hoe toets jy dit? Maar die ander ene, om vir iemand te sê staan op en loop, veral iemand wat verlam is sy hele lewe lank al. Dis moeilik. Dis die moeiliker een van die twee, redeneer hulle. En dit kan ons toets. Dis sigbaar. So hulle redeneer en sê, hy doen net dit wat maklik is, hy doen nie die moeiliker een van die twee nie. En 'n reaksie dan op wat hulle gedink het, lees ons in vers 6, maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Wat is hy besig om te doen? Hy bewys aan die skrifgeleerdes dat hy dit kan doen wat hulle gedink het hy nie kan doen nie. Ook die onsigbare, om sondes te vergewe. Hy bewys dat hy God is. Die Seun van die mens het inderdaad mag om op aarde sondes te vergewe. Hy doen dus dit wat hulle gedink het die moeilike een van die twee is. En nou dwing hy sê, as ek dan nou die moeiliker een van die twee gedoen het, wat gaan jy maak met die ander een? Wat gaan jy maak met die uitspraak, jou sondes is jou vergewe? Jy wat sê, ek gee voor om God te wees. So die Here Jesus stel hulle sonder 'n verskoning voor sy goddelike gesag. Want hy's meer as 'n wonderwerker. Hy het nie net mag om ons sondes of om ons aardse probleme uit te sorteer nie, maar ook ons ewige probleme. Hy het mag om ons sondes te vergewe. En as jy dit besef, dan verstaan jy uiteindelik ook die skare se reaksie op dit wat hier gebeur. Ons lees dat hulle verwonderd was en God verheerlik het, want hulle het sy mag erken. Hulle was verwonderd nie oor die lamman wat kon loop nie, maar oor die uitspraak, jou sondes is jou vergewe. Geliefdes, in hierdie gedeelte is daar eintlik 3 reaksies op die Here Jesus. Die lamman se vriende reageer gelowig deur hulle vriend na Jesus toe te bring, maar hulle geloof in God se vermoëns en in Jesus se vermoëns is nog beperk, nie? Dis beperk tot dit wat hier gebeur en dit wat nou ons behoeftes is. Die skrifgeleerdes bied weerstand en hulle ontken die volle omvang van sy mag. Die skare en die geneesde man staan in verwondering en hulle prys God. En dalk, ons lees dit nou nie hier nie, maar dalk ook daarmee saam die vriende van hierdie man. Die vraag is vanoggend, waar staan u en ek?
Waarom glo jy in Jesus Christus? Wees eerlik, wat wil jy regtig by hom hê? Baie mense glo net in hom sodat hy soos Aladdin se genie wat in die lampie is, as die lampie vryf, dan moet hy verskyn en dan moet hy daar wees en hy moet vir ons al ons wense gee wat ons uitspreek. Al ons probleme soos mis voor die son laat verdwyn. Ja, baie mense soek 'n God wat net die dood kan weghou. As dit al is waarvoor jy Christus soek, dan is jy dalk nader aan die blindheid van die skrifgeleerdes as wat jy dalk wil erken. En hulle het ook so iemand gesoek, 'n Messias wat hulle aardse probleme kon laat verdwyn. Maar wat help dit, broers en susters? 'n Mens het 'n verlosser wie se mag net tot die aardse dinge beperk is. Wat help dit, jy het 'n verlosser wat net daardie dinge in jou lewe vir jou beter kan maak, wat nou vir jou uitdagings is? Een wat net die dood kan uitstel, maar hom nie noodwendig kan keer nie. Hoe gaan so 'n verlosser jou eendag help wanneer jy voor die regterstoel van God moet staan en rekenskap van jou sonde moet gee? Want die Here gaan nie vir jou vra wat se probleme het jy in die lewe gehad nie, met watter probleme het jy na my toe gekom, wat se dingetjies moes ek jou gehelp het dat ek dit kon uitsorteer in jou lewe nie. Hy gaan ons vra om rekenskap van ons lewens te gee. En daardie dag, broers en susters, gaan vir ons almal aanbreek. Dalk is jy nog jonk. Jy dink nog nie veel oor die dood nie. Want die dood voel nog vir jou ver. Dis iets wat met ou mense gebeur. Dalk dink jy is veilig, want jy het ten minste baie goed voorsiening gemaak, gesorg dat jy op die beste mediese planne is wat jy kon uitneem, en jy het genoeg finansies bymekaar gemaak. As die mediese plan nie goed genoeg is nie, sal jy daarom by 'n goeie dokter oor see kan uitkom of so, wat miskien sal kan help. Maar as ons werklik eerlik is, geliefdes, dan weet ons dat niks regtig die dood kan uitstel nie. Niks van hierdie dinge nie. Dis net so min gewaarborg dat ons wat hier is vandag oor 'n jaar nog almal hier saam gaan wees, as wat dit is dat ons môreoggend ons oë gaan oopmaak en lewe. In sy beroemde preek Sondaars in die hand van 'n toornige God beskryf Jonathan Edwards die mens se lewe asof hy oor 'n verrotte houtbrug loop. Jy ken ons daardie houtbrug met die plankies so in. Hy sê dis 'n verrotte houtbrug en die lewe is soos om oor daardie houtbrug te stap. En jy weet nie watter een van daardie plankies is so vrot dat hulle nie meer jou gewig kan dra nie. Jy's oor 'n afgrond. As jy daai trappie raak trap, dan is dit verby. So onseker is die lewe. En daarom het ons baie meer nodig as 'n God wat net die dood kan uitstel. Ons het 'n verlosser nodig wat die dood kan oorwin. Daarom is dit vir ons so groot troos om te weet dat die Here Jesus soveel meer is as 'n wonderwerker. Omdat hy die straf op ons sondes gedra het, omdat hy nie in die dood gebly het nie, maar omdat hy as eersteling uit die dood uit opgestaan het, het hy mag om ons sondes te vergewe. Want hy het die dood oorwin. En as die Heilige Gees jou van hierdie waarheid oortuig, sodat jy in hom glo, dan sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. So beloof hy. Dan glo jy nie meer in die Here Jesus net sodat jy sy aardse seëninge en versorging kan kry nie. Jy glo in hom omdat hy daardie probleme wat groter as enige aardse probleem is kan verwyder. Jou sonde. Daardie ding wat die dood so vrees aan die hand maak.
Want dink aan, dit is nie noodwendig die feit dat ons doodgaan wat ons bang maak nie. Maar wat met my gaan gebeur? Waar gaan ek eindig? Wat gaan ek sê? Jy glo in Jesus omdat hy vir jou toegang gee tot die hemelse seëninge. Die skare was in verwondering. Hulle het God verheerlik, omdat hulle so iets nog nie gesien het nie. Die verlamde man, vertel Lukas ons, het huis toe gegaan, terwyl hy God verheerlik het. Broers en susters, iemand wat werklik deur hierdie onsigbare kant van Jesus se magsopenbaring aangegryp word. Iemand wat weet en daarvan oortuig is dat Jesus baie meer as net 'n wonderwerker is. Dat hy die dood nie net weghou nie, maar die dood oorwin en ons sondes vergewe. So iemand se lewe bly nie dieselfde nie. Hy's verwonderd. Hy verheerlik God. Hoe doen jy dit? Deur 'n lewe van gehoorsaamheid. Ons lewe behoort 'n kathedraal te wees, waarin die heerlikheid van God sigbaar kan word. Die heerlikheid van iemand wie se lewe uit die ruïnes uit kon verrys tot 'n heilige tempel tot eer van God, omdat sy sondes vergewe is. Om God te verheerlik, vra gehoorsaamheid, nie net gehoorsaamheid wanneer dit my pas, of gehoorsaamheid aan daardie dele van die Bybel waarmee ek gemaklik is nie, of waarvan ek hou nie. Verwondering en verheerliking beteken om te buig. Om jouself oor te gee in 'n lewe van toewyding. Om betrokke te wees by die liggaam van Christus. Om te antwoord as die Here roep, om in sy diens te staan. Om saam met medegelowiges Sondag na Sondag in sy huis voor sy aangesig te kom en my eer aan hom te gee. Geliefdes, as die Here Jesus net vir jou 'n wonderwerker is wat in hierdie lewe vir jou iets beteken, ja, dan wil jy nie hê die dominee moet voor 'n groot operasie met jou oor die dood praat nie. Al wat jy wil hê die dominee moet vir jou sê is, God sal jou genees. Hy sal jou probleme oplos. Wanneer die Gees egter jou oë oopmaak om te ontdek dat die Here Jesus meer is as 'n wonderwerker, dat hy die een is wat jou sondes vergewe, sodat die dood sy angel verloor, en dat die eindelike lewe vir jou ontsluit is, dan wil jy oor die dood praat. Dan het jy vrymoedigheid om daaroor te praat, want jy staan in verwondering. En eintlik, dink so daaroor, broers en susters, as eintlik nie 'n sterker getuienis van ons verwondering, as om die dominee aan die hand te vat, voordat hy iets kon sê, te sê, dominee, moenie bekommerd wees nie. Ek is reg. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons kom staan ook vanmôre in verwondering voor U, U wat al die mag in die hemel en op die aarde het, U wat lewend maak en U wat dood maak. Here, ons weet dat ons lewens is in U hande, en nie net hierdie lewe van ons hier op aarde nie, maar uiteindelik ook die ewige lewe. En om in U teenwoordigheid in te gaan, of om van U teenwoordigheid verwyder te wees, ons lewens gaan voort. Die vraag is net, waar sal dit voortgaan? In U teenwoordigheid?
of van U verwyder. Daar waar U net in die toren teenwoordig is. Ons dank U, Vader, dat ons vanmôre ook getroos kan wees met die bevestiging uit U woord uit, dat ons saak met U reg kan wees. Omdat Jesus Christus waarlik mag het om ons sondes te vergewe. Die vryspraak wat ons vanoggend ontvang het, is nie maar net mooi woorde, 'n stukkie ritueel wat deel van die gereformeerde erediens is nie. Dit is die woord van Jesus, die verlosser, die een wat die dood oorwin het, die Seun van God. U woord, jou sondes is vergewe. Vader, en as ons dalk vanmôre hier sit, en om een of ander rede, U net aanbid, sodat U vir ons 'n wonderwerker moet wees, bid ons dat U ons sal vergewe, en ons deur U Gees in die dieper geheimenisse van U wese sal inlei, sodat ons kan waardering hê vir die eintlike saak wat U aanbiddingswaardig maak. Ons bid, Here, dat U ons sal lei deur U Gees om in U meer te sien as net 'n wonderwerker. As ons dalk vanmôre hier sit en nie weet hoe ons oor U moet dink nie, dan konfronteer U ons ook vanmôre, elkeen. Wat glo jy oor my? Vader, dit is 'n besluit wat ons nie kan uitstel nie, en daarom bid ons dat U ook deur U Gees kragtig in ons sal werk, as ons onseker is, dat ons duidelikheid sal kry, dat ons tot geloof sal kom, en dat ons in verwondering sal reageer. Ons dank U ook, Here, dat U ook in hierdie lewe vir ons voorsien. En dat U ook wonderwerke in ons lewens hier doen. U maak ons gesond. Ons het vanmôre weer getuienis daarvan deur hulle wat vir 'n lang ruk nie by ons in die erediens was nie, omdat hulle in die hospitaal was, om hulle vanmôre weer hier saam met ons te kan hê, nadat ons vir hulle gebid het, en U ons gebede verhoor het. So bid ons ook vanmôre vir elkeen wat probleme het, wat siek is. Ons dink aan Tannie Etna wat in die hospitaal is. Ons dink aan ons ouer lidmate, wie se gesondheid nie elke dag meer so goed is nie. Ons bid aan hulle, vir hulle wat probleme het, wat nie noodwendig liggaamlik is nie. Ons bid vir hulle, Here, wat met hulle sonde worstel, wat nie in die huis kom nie. Ons bid dat hulle sal kom, dat U in hulle harte sal werk, dat U ons ook sal gebruik om die skape bymekaar te maak, sodat elkeen wat in verwondering is oor Jesus as die verlosser, hier saam kan wees om aan U die eer te gee. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking vanmôre deur 'n lied te sing waarin ons ook kan sê of ons reg is of nie. Gesang 299. Dit is 'n lied waarin ons in die eerste vers baie persoonlik betrokke is. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sondes uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede. Ek is God se kind. Vers 1 en 2, Gesang 299, dan bly staan hier vir die uitspreek van die seën.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.